Stefan het eendag gesê toe hy bekend geword het met wie die volk van God is, dat dit was vir hom so wonderlik toe hy agtergekom het dat wanneer hy die Bybel lees hy nie van die Jode, van die Joodse volk, hy lees van sy volk. En dit is so waar. As ons hier lees van die apostels, dis ons mense, dis nie 'n ander nasie. Dis nie die Jode wat nou daar in Palestina is en sê, hulle is die volk van God. Nee, hulle is die sinagoge van die Satan. En hulle dag kom. Yeshua sê in Openbaring, hulle is die sinagoge van die Satan, maar ek sal maak dat hulle kom en voor jou neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het, nie vir hulle nie. Want dis wat hulle nou sê, ons is die volk van God. En dan ons, wat ons sogenaamd bekeer uit die heidendom, ons word kinders van God deur wedergeboorte. Maar hulle is deur geboorte. En dis alleen. Ons is deur geboorte. Ons is 'n geslag. En hulle? Leerlings, sinagoge van die Satan. Dis wat die skrif sê. Die skrif sê, hulle wat sê dat hulle Jode is. Daar is net een groep wat sê dat hulle Jode is en dis die Jode. Maar hulle is die sinagoge van die Satan. En hulle sê, ons is in die verbond met God. Hierdie grond is ons grond. Ons het dit 3000 jaar terug gekry, 4000 jaar te kom. En wat sê Vader? Hulle is die sinagoge van die Satan en ek sal maak dat hulle kom en voor jou neerbuig. Erken dat ek jou lief gehad. En dis julle woord vol. En die sinagoge van die Satan het 'n geweldige invloed op die wêreld. Al die media in die wêreld behoort aan hulle. Al die werksgeleenthede behoort aan hulle. Al die besighede behoort aan hulle. Die geld behoort aan hulle. Die masjien wat die geld druk behoort aan hulle. Die reservebank wat die syfertjie op jou rekenaarskerm vertoon, kom van hulle af. Hulle het nie geld nie, hulle maak geld. Hulle print dit. Hulle die printer wat dit print. Van niks af nie. Hulle het niks geld nie, druk hulle die knoppie, dan is dat 2 miljoen rand. Van niks af, van die papier af. Dis hoekom, jy kan nie sê hulle is ryk nie. Hulle besit dit. Hulle besit geld. Voorheen was dit goud. Hulle het die goudstandaard afgeskaf. Hoekom? Want dan kan hulle nie afbesit nie. Te vang dit na papier toe. En as ek vandag besluit ek gaan vir my geld print, wat gebeur met my? Ek word nie tronk. Maar die sinagoge van die Satan mag dit doen. Hulle is die enigstes wat dit doen. In elk geval, ek wil nie van hulle praat nie. Maar ons is mislei. En ons word wakker. En ons sien die lig. Die einde is hier en die koning gaan kom. Daar's niks bedek wat nie openbaar gaan word nie. En dit gaan openbaar word. Die sinagoge van die Satan gaan openbaar word. Nou roep Vader ons tot die waarheid. Hy sê, kom ek openbaar aan jou die waarheid voordat ek kom en alles oopmaak. En jy dalk aan die verkeerde kant van die lyn staan. En dit is ons keuse, die waarheid sal ons vry maak. En as jy sien wie is die sinagoge van die Satan, dan maak dit jou vry. As jy sien hoe dit ons mense se harte geïnfiltreer het en sonder om het te ondersoek glo hulle dit. Ons het hartseer, maar ons het 'n keuse, elkeen het 'n keuse. Een het 'n stad en twee het 'n geslag. Min sal dit vind, aan sy keuse. Die massa loop van die kraans af. Maar hier en daar is daar iemand wat luister na wat is waarheid en wakker word. En dit kan ons wees. Dis elkeen van ons se besluit. Wil ek maar net stap saam met die massa, die gemaklike pad, geen konflik, geen vervolging, of wil ek weet wat die waarheid is? Die Engelsman sê die moral of the story, die crux van die saak is, ons is mislei. Almal. Ons leef in 'n tyd van absolute misleiding. Dis jou keuse om wakker te word uit die tyd. Jy gaan nie in 'n kerkstelsel sit met die waarheid nie, jy gaan nie. Jy gaan mislei wees en jy moet wakker word en sien. Dis wat dit is.